In Handelinge 12 lees ons hoe die kerk gebid het vir Petrus se vrylating uit die tronk. Maar toe hy vrygelaat word en hy staan daar by die deur, was hulle so verstom dat hulle dit nie kon glo nie. En dit herinner ons daaraan dat God dikwels antwoord, selfs wanneer ons geloof klein voel of ons verbaas is oor sy goedheid. En ek wil vir jou 'n illustrasie gebruik wat dikwels na verwys word as die gebreekte ketel, die stookketel. Dit was in die middel van die winter in Bristol in Engeland en George Muller het 'n krisis in een van die groot weeshuise in die gesig gestaar. Die hoofketel, wat die enigste hitte vir honderde kinders verskaf het, het begin lek. Herstelwerk was dringend noodsaaklik, maar daar was 'n ernstige probleem. Die herstelwerk het vereis dat die vuur vir 'n paar dae geblus moet word, wat daardie klipgebou sonder enige hitte in 'n vriesende yskas sou gelaat het. Muller, wat daaraan verbind was, om nooit vir mense hulp te vra of geld te vra nie, maar net vir die Here, hy het op sy knieë gegaan met 2 baie spesifieke versoeke. Dat die Here die koue noordewind sou laat draai in 'n warm suidewind, sodat die kinders nie so koud sou kry terwyl die hitte af was nie. En 2, dat die Here met die werkers sou werk, sodat die herstelwerk vinnig voltooi sou kon word. Nou, hoe dink jy het die Here dit geantwoord? Die dag vir die herstelwerk het aangebreek. Die vorige aand nog het 'n ysige noordewind gewaai. Die oggend toe die werk begin het die wind egter gedraai. 'n Sagte suidewind het begin waai en die weer het so ongewoon warm geword, dat geen vuur nodig was om die gebou mee te verhit nie. Verder, toe die bestuurder van die herstelfirma daardie aand opdaag om na die vordering te kyk, het hy die dringendheid van die situasie gesien en hy het vir sy manne aangemoedig om asseblief deur die nag te werk. Teen die volgende oggend was daardie stookketel herstel, die baksteenwerk vervang, alles terwyl die suidewind aangehou waai het. Ek wil hier met raak sien, Muller het nie net vir hulp gebid nie, hy het gevra vir 'n verandering in die wind se rigting. God is 'n Vader wat ons nooi om ons spesifieke behoeftes na hom toe te bring. En hierdie verhaal illustreer maar net weer, dat die Here daardie almagtige God is. Hy kan skielik optree namens ons en in 'n oomblik doen wat vir ons onmoontlik lyk. Dikwels het hy die antwoord reeds in werking gestel voordat ons selfs vra. Net soos hy die weer vir Muller voorberei het, skep hy dikwels die oplossing vir ons probleme, lang voordat ons die deurbraak sien. Nou wonder ek, wat is jou uitdaging vandag? Sal dit nie wonderlik wees as jy jou behoefte in die hand van die Here Jesus kom plaas nie? Amen. Here, ons wil hierdie dag saam met U ingaan. Gaan ons vooruit. Amen.